Welkom hier by Ooskerk en dis die laaste episode in ons woestynreeks wat die kern was van lydenstyd by ons. En ons eindig met 'n preek wat Rivando gedoen het op Palm Sondag. Voor ons sy preek kyk, kom ons begin eers by Palm Sondag kom is dit belangrik vir ons in ons geestelike tradisie? Ja, Gilia, ek dink dit is baie belangrik vir ons omdat dit die aanvang is van Heilige Week, Groot Lydensweek as jy wil ook. Waar ons onsself eintlik probeer inleef in die drama van Jesus se laaste week in Jerusalem wat oplei tot Goeie Vrydag se kruisiging of voor dan die laaste maal, soos wat ons dit ook hier sy kruisiging en dan eventuele opstanding op Opstandingssondag. Paulus? Ja, dis interessant dat en ek dink Rivando daarna verwys. Dit is eintlik 'n fees van paradoks. Die palmtakke wat swaai, die koning wat inkom, mense wat juig. En dan ironie is dieselfde ouens wat die koning verwelkom is die ouens wat 'n paar dae later skree kruisig hom. So daai paradoks, weet ons is lief mos nou in die kerk om weg te skram van paradoks af. Maar die Palmsondag is waarskynlik vir ons een van die mooiste voorbeelde daarvan. Daai kompleksiteit is heeltyd ingebou. So, wat se teksvers en hoekom het jy dit gekies vir? Ek het die gedeelte oor Jesus se intog in Jerusalem uit Lukas 19 uitgelees. Ja, spesifiek nogal, dis interessant, dis eintlik die een van die evangelies wat nie spesifiek so baie klem lê op die palmtakke nie, meer op Jesus, maar daar was 'n paar redes daarvoor en ek dink die grootste rede daarvoor is omdat dit homself geleen het tot wat ek eintlik probeer sê het en dit is baie diep verbind eintlik aan die oorspronklike uittog uit Egipte van Israel. So hoe ek het verstaan het, hoe ek hierdie gedeelte gelees het, is dat Jesus se intog in Jerusalem, werklik jy weet natuurlik wat op bevryding sou uitloop, die aanvang was van die uittog, vir bevryding bo alle bevryding. En Exodus vir ons die archetype of die patroon of die lens waardeur Israel God sou verstaan, hoe God met hulle werk, God se identiteit sou wees, maar wat ons werklik die vervulling, as ons nou maar die klassieke taal kan gebruik, daarvan in Jesus sien, hoe hy met sy intog werklik die uittog aan die gang sit. Ja, Paulus, as ons die hele tyd gepraat het oor waar ons in die woestyn, die aanvanklike vrees, die konfrontasie, die aanvaarding, die verantwoordelikheid, waar pas sy preek vir jou in daai tog in? Ja, nee, presies by dit. Ek dink dis amper die hoogtepunt daarvan, om te sê, jy weet, die pad uit die woestyn uit gaan deur Christus. En alles wat ons geleer het tot dusver oor die woestyn, vind ons uiteindelik presies in wat gebeur in die Groot Lydingsweek. Ek dink ek en Rivando het 'n bietjie gesels oor Crossan en Borg, wat daai metafoor, en ek dink by 'n vorige episode ook Gielie, wat daai metafoor kies om te praat van bekering. Jy weet, dis die uittog, dis die terugkeer, die weggaan van die goed wat vir my sleg is, die ingaan na die goed wat vir my heel is, wat my bevry. Rivando, iets wat vir my uitgestaan het in jou preek was daai kontras van die ou wêreldse idee van 'n leier wat triomfantlik en baie sterk in 'n stad inbeweeg en hier het ons daai kontras waar iemand nederig op 'n donkie inbeweeg. Ja, so Borg en Crossan in daai boek waarna Paulus verwys het, doen nogal moeite om die kontras van 'n Pontius Pilatus wat in daardie tyd in Jerusalem in sou kom oor die Pasga tyd om dit te kom beleer teenoor Jesus wat in vrede en nederigheid inkom. En het nogal die vraag eintlik by my losgemaak van ons kyk na Jesus en ons sien hom en ons sê ja, dit is die Jesus, dit is die een wie ek moet navolg, maar as ons prakties daar begin dink op daai non-triomfantelike manier, op 'n nederige manier, doen ons dit nie altyd wanneer ons in spanningsvolle situasies kom nie, want daardie intog was 'n spanningsvolle situasie. Ons sien dit so duidelik in die Fariseërs wat sê, gaan hulle nie stil maak as hulle om die Messias noem, as hulle skree Hosanna en al die goed. Maar as ons gaan dink daaroor en ons kyk na spanningsvolle situasies, is ons baie keer die eerste om nie met vrede of met nederigheid te gaan optree nie. So glo ons dan werklik as ons nie dit in oorneming gedrag in nie. Ja, Paulus, hoekom in daai oomblikke waar daar onsekerheid in die lug is, neig party mense nog na daai? Ja, ek dink ek het Rivando het ook al oor gesels toe ons saam oor die preek gepraat het voor die tyd. Toe Denise Ackerman se boekie The Man on the Borrowed Donkey, dan sê sy, dit sal interessant wees as ons vandag in 'n kerk sit en ons het ons togas aan, stel jouself voor Vrydag, amptelike kerkomstandighede en hier kom Jesus met 'n donkie in.
Weet dit is amper vir ons verregaande om te dink. En ons moet nie dink dit was anders in daai konteks nie. Jy weet 'n man op 'n donkie was baie vreemd. So dis vir ons moeilik, nê. In ons verbruikerskultuur hou ons daarvan om te wen. 'n Oorwinnaar en 'n ou wat uiteindelik alles doen vir ons, sodat ons kan wenners wees. Maar ons vind heeltemal iets anders hier, nê. En dit is die uitdaging dink ek om daardie Jesus te voel. Ja, wie wanneer Ernst sê hy versoening voel nie altyd soos oorwinning. Ja, dis nie daai vorm, en ek het maar by myself gaan dink, soos wat beteken triomf vir my? Ek dink is 'n weerspieëling van 'n sekere manier om oorwinning te vier of te celebrate, amper so van hierdie manier van, dit kan amper in iemand se gesig gevry word, dat jy weet, waar ons dit glad nie hierso by Jesus gesien het nie, glad nie. Ja, daar is ook daai idee van om op die einde nie te onttrek nie, maar wel terug te tree, in te tree, te bly deelneem. Ja, ek dink daar's 'n verskriklike, een van my gunsteling teoloë is Bonhoeffer, en hy sê, weet die kerk bestaan net eintlik ter wille van ander. En waar leef daai ander? Die ander leef daar waar mense in die tronke is, waar mense op 'n donkie in 'n stad inkom, terwyl almal eintlik op 'n wit perd spoggerig inkom. En ek dink Jesus het gekies om homself van die begin af so te openbaar, nê. As 'n lydende, as 'n baba wat in 'n krib gebore word. En as ons daai Jesus volg, dit is die, soos ek sê, dis die tough deel, nê. Maar ek dink dit sluit vir my baie mooi aan by jou in die vorige episode wat ons oor jou preek gepraat het, Paulus, waar as mens die verlede regtig verstaan, dan kan jy wegbeweeg van jou vooropgestelde idees en die status quo wat onderhou word die hele tyd. Ek dink wat ons kan byvoeg dalk is net om te sê, ja, dit is 100% in lyn met nie 100% in lyn eintlik met messiaanse verwagting nie. Hulle sou dalk waarskynlik 'n ander tipe Jesus verwag het, tog kom wys hy vir hulle die ware Jesus, as ek dit so kan stel. Paulus, as aan die einde van 'n reeks waar ons die beloofde land intree, waar ons die Palmsondag het en ons weet wat voor lê, waar eindig mens op 'n individuele vlak? Wat is die gesprek wat mens met jouself voer? Ja, ek dink ou sou 'n bietjie wil kom stil staan by die woestyn. Nie te vinnig aanbeweeg nie. Ons wil daai woestynervarings wegpak. Maar ons weet as ons daai goed vergeet, as ons dit nie aanpak nie, dan maak dit van ons armer mense. Ek dink die meeste van ons kan leef sonder om ooit daarby uit te kom. Maar ons sien nogal dit, ook in die bediening, ek dink my kollegas sal saamstem, met mense wat goed in hulle verlede het, wat goed in hulle woestyne het, wat nooit uitgepak is nie, nê. Wat hulle nooit oor gaan dink het nie, wat hulle nie bietjie by kom stil staan het nie. En ek dink dit is vir my die mooiste ding van leidingstyd. Dus kom ons vir mense sê, dink 'n bietjie oor goed wat jy moet opgee. Dink 'n bietjie oor goed wat jy moet begin doen. En as mense daai goeders begin uitpak, dan is dit 'n heeler plek om in die beloofde land te gaan, nee. Dan kan ons op 'n donderdag aand saam met Jesus rondom die tafel gaan sit en hoor, dan kan ons die kruiswoorde deurmaak, dan kan ons die son sien opkom. Want dan is die sonsopkoms ook mooier, nee. Ook heeler, ook groter as wat dit was vroeër ons die goeders uitgepak het. So ek dink dis wat leidingstyd ons mee help, dink ek. Ja, ek kan nie meer saamstem nie, Paulus, want ek dink ook dis juist die spanning waarmee Palmsondag ons laat, dis oor alles wat nog op pad is in die week wat voorlê. Ja, ons weet natuurlik waarop dit gaan uitloop, maar om werklik dit te internaliseer en werklik die diepte daarvan te ervaar saam met dit, moet ons leer om so 'n klein rukkie bietjie te bly in die spanning daarvan. Bietjie daai ongemak te embrace amper op 'n manier. Daai paradoks, nee. Ons moet nie te vinnig van daai ding af wegbly nie, nee. Daai paradoks help ons om bietjie te kan weet. Dis nie net sleg nie, is ook nie net goed nie. Maar daai twee goed wat in spanning is. En ek dink die hele 6 weke, die aanloop, het berei ons voor om bietjie in daai ongemak te kan sit, om daai individuele goed waarvan ons tog slawe is op die ou einde wel te konfronteer en om te dop en te ondersoek. Ja, Gillie, ek dink donderdag, die Wandoek kan saampraat, donderdag aand in die kerk, voor Goeie Vrydag. Daai is ongemaklik. Baie. En dis doelbewus so, dat ons dit probeer ongemaklik maak. Maar dis wat die paradoks doen, ons weet hierdie ongemak is net 'n spanning. Nee, en dis
dis die fantastiese ding om gelowiges te wees. Ons weet dat die opstanding is daar. Ja, deel van daai paradoks, as ek die teks nou weer kan trek, as ons gepraat het oor hierdie tipe oorwinning, is dit voel nie soos oorwinning nie, tog is dit bevrydend op jou einde van die dag. Daai bietjie in spanning bly en dan, ja. Ja, as ek donderdag aand sê jy is ongemaklik, maar vir my is dit die mooiste oomblik, daai waar dit donker is, waar mense in stilte uitgaan, waar jy met niemand praat na die tyd nie, waar jy dit nie probeer sin maak van nie, maar jy is diep onder die indruk van wat jy nou net beleef en gevoel het. En dit kan net kom na die aanloop van al hierdie gesprekke. Laaste gedagtes vir die reeks. Nee, laaste gedagtes, ek dink van my kant af is Palmsondag is vir my na in die hart, omdat ons natuurlik in groot lydenstyd ingegaan het, maar dit was op 'n manier nogal 'n uitdaging geweest om die woestynreeks te verbind daaraan. Maar in die ander lig, soos Paulus ook nou net genoem het, as ons begin dink daaraan as Jesus wat eintlik vir ons die pad uit die woestyn uit dan kom inlei, dan maak dit soveel sin ook. So aanvanklik was ek so 'n bietjie skrikkerig, hoe gaan ek hierdie ding nou pak? Hoe gaan ek dit nou doen? Jy weet, daar's nogal baie al gesê oor hierdie spesifieke teks en hierdie gedeelte. Maar ja, op die einde van die dag dink ek het die reeks om daartoe nogal geleen om dalk 'n bietjie 'n vars perspektief daarop te kom sit. Baie dankie vir julle gesprekke en insette en baie dankie vir almal wat saam gekyk en geluister het. En ek hoop ons gaan binnekort weer so 'n gesprek met mekaar kan voer. Dankie.